Goeiemôre. Lekker om julle almal te sien. En ek kan nou vandag sien tot in die agterste bank want dis nie so 'n klomp gesigte hier voor my nie. So ek sal nou vir julle mooi kan sien daar in die agterste 4 of 5 banke ook. Ek het nou gewonder hier aan die einde van die jaar of hier dalk al mense is wat intrek in Langebaan. Ek weet van vriende wat môre en oormôre kom neskop hierso. Is daar dalk enige iemand wat heeltemal nuut is by ons en die eerste keer hierso is? Fantasties. Fantasties. Aan die einde van die jaar, nê. Nuwe jaar lê voor. Ja, dit is baie lekker. En dan wil ek ook graag vir julle geleentheid gee om net gou-gou vir mekaar hallo te sê. En te hoor hoe dit gaan, maak seker, ek sê dit maar altyd, dat jy die mense rondom jou ken. Mense hoor 'n naam en as jy hom klaar gehoor het, dan vergeet jy hom. Ons het eintlik vir die mense wat so op die nippertjie gekom het, ons eintlik 'n klomp plek hier voor oopgelos, né? Nou gaan druk julle ook daar agterin. Welkom hierso. Die groot ding is mos nou maar die kersse wat ons aansteek. En as ek nou so lees, kyk, mense skryf vreeslik graag op Facebook. En daar's baie mense wat daar ook skryf net wat hulle wil, ongeag wat hulle sê. En deesdae sluit jy mos nou jou profiel, so niemand weet wie jy is wat nou daar gepraat het nie. Daar is klaarblyklik mense wat nie van die kerse hou nie. Dit is 'n vreemde ding en is 'n ding wat van eers van buitekant af hier ingedra word. Ek dink by ons in die gemeente het ons mekaar gesê, as ons die wit kers aansteek, wat is ons bedoeling daarmee? Wat verstaan ons daaronder? En wat is die simbool wat lê in daardie kers? Nou skielik is hier vanoggend aan die begin van Advent is daar 5 kerse. So daar's ander tye in die jaar wat hulle mos nou ook selfs nog meer raak as dit. Eerste Sondag van Advent, die 4 Sondae voor Kersdag, die 25ste Desember, waar ons Jesus se geboorte vier, praat ons van die Sondag van hoop, die Sondag van vrede, die Sondag van vreugde en die Sondag van liefde. So hier, eerste Advent, is ons by die Sondag van hoop, en die kers wat ons aansteek, verwys na die hoop, soos wat dit in die Bybel na vore kom. Ons sal hoor vandag in die teks, ook in die prediking, dat daar mense is wat vanuit die Ou Testament al geleef het met die hoop dat die verlosser, die gesalfde, eendag gebore sal word. Sou ek dalk kon sê, hoop is ook dat ons leef met 'n verwagting. Ook 'n verwagting soos wat Jesus gekom het en gebore is, dat Jesus ergens op 'n stadium weer sal kom. En daarom wil ons een van hierdie 3 voorste kerse wil ons in hierdie oggend aansteek, en daarvoor het ek hulp nodig. So ek wil vra vir enige ene wat hier is, om vir my die kers van hoop te kom aansteek. Jy kan kies by watter ene jy wil begin. Dit is in jou hande. Ja, fantasties. Julle gaan mekaar help. Julle mag net 1 kers aansteek, né? Die ander werk ons vir die ander geleenthede. Baie dankie. Wat enige aansteek? Die pers kan vandag. Die witte werk ons vir Kersdag aansteek ons hom ook aan. Okay. Daar kom maar. Sy. Hou met hytjie, hy is nog nooit gebrand nie, is 'n splinter nuwe vars kers. Ek dink hy's daar.
Baie dankie. As jy die witte wil aansteek, dan met jou Kersdag moet jy sorg dat jy weer hier is. Baie dankie. 'n lied wat ons verlede Sondag na geluister, maar hy's 'n bietjie op 'n ander plek geplaas. So kom ons luister na die lied. Ons Vader daarbo in die hemel, U naam is groot en heilig. Laat U wil ook hier geskied, soos dit in die hemel is. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. Hy is liefde, hy is lig. Hy bly altyd by ons. Gee ons brood wat ons vandag nodig het, en vergeef ons elke skuld, soos ons ook ander moet vergewe wat verkeerd teenoor ons doen. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. U is liefde, U is lig. U bly altyd by ons. Lei ons weg van versoeking, red ons uit die bose se hand. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. U is liefde, U is lig. U bly altyd by ons. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. Wat is en wat was en wat kom. Die Almagtige. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, groet ek julle in hierdie oggend. Mag julle die genade van God en sy teenwoordigheid in oorvloed beleef. Ons het, wil ek amper sê, begin met Kersliedere. En ons het ook 2 Kersliedere wat ons deur die loop van hierdie erediens gaan sing. So ek wil julle uitnooi om op te staan en dan sing ons hierdie volgende lied saam. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Loof dat die kindjie tot ons heil gebore,
kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, ons buig in blye aanbidding, verlosser en Heer. Kom loof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, voor Christus die Heer. Kom loof sing die Here, loof hom al wat lewe, wees vrolik, besing nou sy majesteit. In die getroue, bly ons ook behoue, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en Heer. Dankie. Ons teksgedeelte vir die oggend kom uit Matteus uit. En ons gaan lees in Matteus 1 en dan 18 tot vers 25. Matteus 1 vers 18 tot 25. En dan wil ek julle ook uitnooi dat ons saam bid. O Hemelse Vader, ons weet en ons bid dat U ons Vader in die hemel is. En dan het ons ook gesing of geluister na die lied wat sê dat U hier by ons is en dat U na ons toe gekom het. En dat U U besondere plek in die hemel verruil het vir 'n spesiale plek hier op aarde. Hier tussen mense, gewone mense, tussen ons. En Here, in hierdie oggend betree ons ook hierdie tyd van Advent op pad na Kersdag toe. Ons leef ook met 'n verwagting, maar ook met 'n terugkyk. En Here, hierdie twee dinge is sekerlik belangrik vir ons lewens, in alle omstandighede. Dat ons sal terugkyk, maar dat ons ook vorentoe sal kyk. Dankie dat ons gelowiges kan wees, en dat ons kan weet, dat U leef, en dat U by ons is, en dat U Gees 'n werklikheid is. Dankie dat ons vir U het. Dankie dat ons mekaar het, en dat ons daarom in hierdie oggend ook saam kan wees, in hierdie gebou, in hierdie erediens. Here, ons het gesê dat dit met 'n blye hart is, met 'n blye aanbidding is, dat ons hier by mekaar kom, nou voor U sit.
En daarom bid ons dat U ook in hierdie erediens U genade oor ons sal uitstort. En vir ons 'n aanvoeling sal gee vir U, o God, vir U teenwoordigheid. En vir 'n manier waarop U tussen ons is, hier by ons is. Ons bid dit met die verwagting, o Heilige Gees, dat U dit ook alles vir ons sal bewerk, en dat ons na die tyd ook sal kan sê, die Here is hier. Amen. En dan nou ons teksgedeelte, wat begin deur te sê, hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees nie, om met Maria te trou nie. Want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondaars sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit sy slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Hier so in die wegtrek van die Matteus Evangelie. Ek dink hierdie tyd van die jaar is dalk 'n goeie tyd om die vraag sou te kon vra, nou maar, wat is die kern van Kersfees? As iemand nou vir jou sou vra, nou, wat is die kern van Kersfees? Wat dink jy, sou jy vir iemand gesê het? Waaroor gaan dit werklik? En lyk my hierdie tweeetjies vir die Kers aangesteek het, sê sommer vir mekaar. Nie dit nie. Kan jy dit nou sê? Het wat iets anders. Weet julle, liewe vriende, daar is 'n baie mooi Kersverhaaltjie wat deur Catherine Marshall vertel word. So 'n kinderverhaaltjie wat afgespeel het in 'n plattelandse omgewing, 'n plattelandse dorpie. Dit was die Kersoggend gewees, hulle het al so ver gevorder. En in hulle kerk was daar ook 'n uitbeelding van die Kersnag. Al die figure was daar, waarin jy kon dink en waarvan jy lees. Die herders en die wyses, Josef en Maria, die engele, ja, die donkies en die beeste en die bokke. En natuurlik, die baba in die krib, Jesus. Alles deel van hierdie uitstalling. En die predikant van die gemeente het die oggend vroeg kerk toe gegaan, want hy wou net sy laaste dinge heeltemal reg kry en kyk dat alles in plek is. Veral ook so in die liturgiese ruimte. En toe skielik toe besef hy maar, Jesus is nie daar nie. Jesus is nie in die krib nie, en lyk my hy is vanoggend ook nie daar nie.
Nou wat nou? Iemand het hom sekerlik gesteel. En hy is half stom by die voordeur van die kerk uit. En so in die proses van soek val hy byna oor 'n seentjie wat voor hom verby hardloop. Om die waarheid te sê, hy het op sy knieë beland en hy het opgestaan en hy moes die stof afskits ensovoort. En toe hy weer opkyk, toe sien hy maar daar hardloop die seentjie by hom verby. En agter hom trek hy 'n rooi sleepwaandjie. En wat is in die waandjie? Die baba Jesus. Nou, wat sou hierdie kind besiel het? En toe hy dit besef, is hy onmiddellik kwaad. En hy vra vir hom nou maar, wat soek jy met Jesus? Hy hoort in die kerk, hy moet daar wees, in die krib, nie by jou nie. En so het hy die seentjie goed die Lewiete voorgelees, om vir hom baie reguit vertel oor wat hy van hom dink. Die seentjie het daar gestaan, terwyl die oom Dominee met hom praat, en hy het sy kop laat sak, en hy het met sy toon het hy sulke kringetjies in die stof gemaak. En toe die predikant weer asem skep, toe sê hy, sien oom, dis so. Ek het vir Jesus gevra vir 'n rooi sleepwaandjie vir Kersfees, soos die een wat ek gekry het. Ek het hom beloof, as hy vir my so 'n waandjie gee, dat ek hom heel eerste van almal sal laat ry in daai waandjie. Oom weet mos, 'n belofte is 'n belofte. Dis vandag sy verjaarsdag, het oom dit geweet of het oom vergeet? Die leraar het die kind se stem gehoor en die waarheid daarin agtergekom en hy trane in sy oë gekry. En hy het vir hom sê, jy's reg. Dit is vandag Jesus se verjaarsdag. En seun, jy het sekerlik vir hom die heel mooiste persent gegee wat hy vandag kon kry. 'n Kinderverhaal. Vers 23 sê, miskien moet ons eers sê, weer vra. Nou, wat is die kern van Kersfees? Sommige van ons wat hier sit, sou sê dit is 'n tyd van afwagting. Van blinkoog slaapies en wag vir die geleentheid dat daai persente onder die kersboom uitgehaal sal word en dat dit uitgedeel sal word. En dit is sekerlik so. Vir ander van ons mag Kersfees dalk heeltemal iets anders te wees. 'n Pynlike geleentheid. 'n Geleentheid waar jy bewus is van 'n verskerpte eensaamheid op jou eie. 'n Herinnering van iemand wat oorlede is, jou man, jou vrou, 'n kind. Bewus van verlies en verhouwonde. Wat 'n mens nie normaalweg identifiseer met Kersfees nie. Sommige mense sou dink aan warme medemenslikheid wat opwel en wat al groter en groter raak, wat jou oorweldig. Ander dink dalk aan die hardheid en die koudheid van liefdelose mense. Sommige van ons sou heerlik kon saam sing en die liedere ego wat rondom die engele gesing het, eer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense en wie hy welbehaag. Waaroor gaan dit werklik in Kersfees? Ek dink Matteus gebruik hier so 'n paar penstrepe om iets vir ons te skets oor die kern van Kersfees, die vraag wat ek vra. En daarom dan nou by vers 23.
die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons. God by ons. Daar is natuurlik 'n paar van ons vertalings wat ook die God by ons effens anderste vertaal en sê God is met ons. 2 variasies. Maar ek dink dit sê presies dieselfde. As ek dan moet terugkom nou na die 3 woorde toe, dan wil ek sê ek het 'n aanvoeling, dit is die kern van waaroor dit gaan. God by ons. Dis nie wonderlik nie. Daar sit vir my 'n geweldige troos daaraan. En watter verskil het hierdie gebeure nie aan ons wêreld kom maak nie. Want wat sê dit? Vir my sê dit, en ek hoor dit, dat God is die inisiatief, die een wat die inisiatief neem. Hy het na ons toe gekom. Hy het sy beloftes vervul. In hierdie sinsnede hoor ons telkens in die Matteus Evangelie, en hier staan dit ook in vers 22. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Lankal in die Ou Testament is daar op verskillende plekke is daar sprake van hierdie voorneme wat God het om mense vry te maak, om hulle te verlos. En niemand sou dit kon keer nie. En hier, in hierdie tyd, dink ons daaraan dat dit gerealiseer het. God is by ons. Kom nie van 'n mens af nie. En daarom benadruk Matteus dit, dat Maria deur die werking van die Heilige Gees swanger geword het. Nou as daar gepraat word van die werk van die Heilige Gees, dan dui dit op 'n nuwe ingrype van God in hierdie wêreld in. Dis 'n teken daarvan dat die ou bedeling verby is en dat daar iets nuuts, 'n nuwe fase aangebreek het. En hier is die aanduiding daarvan duidelik, dat God groot dinge gedoen het. Gaan doen, gedoen het. Dit is wat Kersfees is. Want hierdie geweldige, magtige skuif het in die geskiedenis plaasgevind. Dit het die hemel in beroering gebring. En die sterrekonstellasies in die hemelruim het beweeg met die geboorte van Jesus. En dis daar waar die engele begin sing het. En dan sou mense nou wil vra, nou maar, waarom? Waarom is hy gebore? Waarom het hy gekom? Waarom wil hy by ons wees? En dan sou mense sekerlik in hierdie oggend ons kon sê, sommer maar net, omdat God by ons wil wees. Sommer maar net, omdat hy hierdie onblusbare passie het, wat nie gekeer kan word nie, om by mense te wees. By ons. Ek stel jou dit voor, die hoë God by ons. Die God wat die hemel en die aarde gemaak het, hier by ons. En as dit sê, dan besef ek dat elke liewe mens tel onder hierdie ons. Elke liewe mens op hierdie aarde word ingetel. Of jy deel was van Israel, of jy jou bevind dit in die heidennasies. God kom en hy hef alle grense en onderskeid kom hef hy op. Vir hom is daar nie iets soos arm en ryk, by die een mag hy en by die ander een moet hy nie.
Hy hef die grense op van vrome mense en goddelose mense. By hom bestaan daar nie eens 'n ding soos allerhande velklere of groepe van nasies nie. Hy kom na ons, mense toe. En almal van ons word daarby ingesluit. As jy mens is, dan tel jy hieronder. En ek weet, ek tel daaronder. En elkeen van julle wat hier sit, en almal wat daar buitekant is, tel onder hierdie mense. Wie jy ook al mag wees, waar jy ook al vandaan kom, wat jou gemoedstoestand ook al mag wees, God kom en het na ons toe gekom. Maar nou is dit natuurlik so, dat daar mense is wat hulle wil uitwurm, wat hulle nie deel wil beskou as hierdie groepering na wie God toe gekom het nie. En dan is dat nou interessant, dat daar allerlei tegnieke van kontras is, wat wys dat jy of vir Jesus of teen hom kies. Hoor julle dit? 'n Mens kan nie neutraal bly nie. Jy kan nie neutraal wees in hierdie geval nie. Dis of vir Jesus of teen Jesus. En so was dit van die begin af gewees. Herodes en die hele Jerusalem was ewig ontsteld gewees toe hulle hoor van die kind, van die koning wat gebore is. Ons lees daarvan in Matteus 2 en dan is dit ook Pilatus wat hom later aan uitlewer aan die mense sodat hy gekruisig kan word, sodat die mense hom kan kruisig. Na hulle was daar 'n string sulke Herodese en Pilatuse wat net van Jesus ontslae wou maak, wat hom wou wegwerk uit hierdie wêreld uit. Maar dan is daar ook mense soos Maria en Josef. Mense, saam met 'n skare van mense word daar vir ons vertel in die Bybel, wat die kind gehoorsaam volg en in hom glo. Vers 24 sê dit vir ons. Maar nou hierdie woordjie, God by ons. Dis nie sommer so 'n vinnige woordjie waarby 'n mens net kan verbygaan nie. Want die hele goeie boodskap, die evangelie, is eintlik opgesluit in daardie woordjie. Dis 'n woordjie waarmee jy rekening moet hou, dis 'n woordjie wat bly, dis 'n woordjie wat jy nie kan wegwens nie. Dit sê vir ons dat God was nie net hier vinnig vir 'n blitsbesoekie gewees in Bethlehem nie. Hy het nie net vir 'n klein tydjie 'n verskil kom maak en toe weer gegaan nie. Hy het nie soos 'n seevoël net half rakelings oor die see gevlieg en hier en daar visse met sy bek opgetel om hulle te red nie. Nee, MP van Wyk Lou skryf daaroor. Hy sê, hy is soos 'n visarentjie van God, wat diep geduik het, tot in ons benoude vlees geval het, om te bly. Visarentjie van God. Julle weet dit, tog wil ek dit weer sê, die woord het mens geword, en onder ons kom woon, soos wat Johannes 1 vers 14 sê. God het hom absoluut onherroepelik aan mense soos ons kom verbind. Dit is asof hy hom amper half laat inweef, dat hy deel van mense materiaal word, sodat hy voortdurend deel kan wees van ons lewe. Hy is by ons, selfs al sou hy by die krib en by die kruis moes gaan draai.
Hy is by hulle wat nie kan wag op die lekkerte van Kerspresente wat uitgedeel word nie. En wat dit net so gou as moontlik wil oopskeer nie. Maar hy is ook by hulle wat hartseer is en terugdink aan hulle familie wat nie meer daar is nie. Hy is by almal. Hy is by hulle wat knus saam met hulle vriende en familie ergens in 'n huis bymekaar kom. Dalk rondom 'n eettafel aansit, maar hy is ook by hulle wat koud en eensaam is. Wat nie 'n plek het waar hulle tuis voel of tuis kan raak nie. Mense wat daar buitekant huiwer en nie die moed het om in te kom nie. Hy is op die hoogtes, hy is in ons dieptes, hy is in ons ervarings van God verlaterenheid, in ons ervarings van Gods versadiging. Hy is by ons wanneer ons jonk is. Maar hy is ook by ons as ons ouer raak en grys word. Wanneer ons op die rand van die graf staan, of sê die Psalm, as ons deur die dal van die doodskare weer moet beweeg. Hy is by ons, by die krib, en hy is by ons aan die kruis. Maar hy is ook by op 'n opstandingsdag. Hy is ook in hemelvaart, in Pinkster, in die uitstorting van die Heilige Gees, kom hy om ewig deel te wees van ons lewens. En liewe vriende, hier in die begin van Advent, sou ek vir julle wou sê, dit is die wonder van Kersfees. God is so, God is by ons. Hy is so by ons, dat hy eintlik ook in my is. Jesus is nie net in 'n kribbietjie nie. Hy is ook nie net in 'n waantjie waarin hy weggesleep word nie. Hy het in my hart kom lê. En daarom kan ek waag om te sê, God is hier. Daar waar jy beweeg, daar waar jy leef, daar waar jy is, daar is God. Dis Kersfees. Sit sommer net so vir 'n oomblik en maak jou oë toe en laat toe dat daar dalk 'n woord of 'n teks deur jou gedagtes gaan waarvan jy vanoggend bewus geraak het. Amen. Liewe vriende, ons leef in die tyd van die seisoen van dankbaarheid, ook hier by ons in die gemeente. En dankbaarheid kan op baie maniere na vore kom, en dit kom in ons gemeente by baie van julle op baie maniere so na vore, dat ek dit kan sien, en dat ek dit kan beleef. Maar die ruimte wat ons maak in die erediens, is dan ook ons offergawes. En ons gaan nou daarvoor geleentheid gee. Ons is ook in die seisoen van dankbaarheid, en julle sou op die WhatsApp kon lees waar ons staan met fondse, daai spesiale fondse wat inkom, en ook die droom wat ons as kerkraad het. Kom ons sluit die oë. Here God, baie dankie vir die voorreg om vanoggend te kon saam stil raak in die erediens. Dankie vir die liefde, vir die teenwoordigheid in ons lewens, dat U elke dag by ons is.
Ons wil ook vir U dankie sê vir die voorreg om vanoggend elkeen 'n offer te kon gee. Ons bid, Here, dat dit sal in U hande gebruik word tot uitbreiding van U koninkryk. Seën ons in hierdie dag, vergewe ons sondes. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Liewe gemeente, en dan wil ek maar net ons belydenis ook in hierdie oggend weer aan julle voorhou. Julle mag daarna luister. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons o Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiligings, die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees en ek glo in 'n ewige lewe. Vanaand is ons Kerssangdiens en julle sien die tekens daarvan teen die mure, uitstalling in ons adventskers. En dit begin 6:30, so kom kry vir jou plekkie, lees betyds, ek dink daar is sommige mense wat vanoggend uitrus vir vanaand se geleentheid, so sorg dat jy betyds hier is, dat jy jou plekkie het, daar is baie moeite wat gedoen is, en ek dink dit kan ook vir ons 'n besondere geleentheid wees. Dan wil ons maar vra, ek weet nie of daar reaksie al was nie, vir kategete vir 2026, daar is so daardie 3 grade vir wie ons mense nodig het, wat ook ons jong mense kan begelei in hierdie hele proses. Reageer asseblief. Hannes sit sommer hier voor by die deur, as julle met hom wil gesels, of julle kan op 'n ander manier, kan julle ook julle name deurgee, aan die kantoor byvoorbeeld. Dan is daar 'n klompie vroue wat deur die loop van die week, julle het gesien op die bulletin, ook koekies gebak het. Die bedoeling van die koekies is om te gaan na alle versorgers by oorde waar mense versorg word. Hoeveel pakkies? 130? 60? Daar is 160 volgemaak, nee. So hulle was lekker besig gewees Woensdag daarmee, en hulle baie mooi verpak, en nou moet hulle natuurlik net uitgedeel word, nee. OK, dankie vir julle. Daar word weer koekies gebak deur 'n ander groep, môre dink ek, en hulle gaan weer vir mense wat, sal ons nou maar sê, karwagte, as ek het reg, ek hoop al my inligting is reg, as ek dit so gee, maar dis ook koekies wat ons in die gemeenskap aan mense wil uitdeel, so daar's 'n ander klomp vroue daar betrokke. Ja, en dan is hier nou, ek het my in baie goeie geselskap begeef en beleef donderdag. Daar een van ons belangegroepe in die gemeente is die golfspelers, en van al die mense is ek die enigste ene wat hier voorgee het nie. Maar ek het saam gespeel, en dit was 'n heerlike dag. Ek het eers in my verlede daarom golf gespeel op 'n redelike manier. Julle verstaan dit, né? Ons gaan afsluit met hierdie lied. Die blye englelied aan die koningsseun gebied, vrede op aarde aan God die Heer, God daal tot die son daar neer, vul met elke hemel
gemeentelid, ek wil graag die seën uitspreek. Jy sou in erkenning, in ontvangs vir die God se seën, sou jy ook jou hande daarvoor kon uithou. Liewe broer en suster, God is by jou. God is in jou. God is hier. Mag die Gees in hierdie week so in jou werk, dat jy dit heeltyd, altyd sal weet en beleef. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees.